Baie welkom weer eens by Kuier om die Woord, Jesaja 29, die wonderbare weë van God met Jerusalem, is die opskrif in ons Afrikaanse ou vertaling, Bybel. So, Pastoor Mimpie, jy gaan vir ons begin lees. Ja, ek wil sommer dadelik sê, hoofstuk 29 vers 1, wie Ariel, ja. Ariel. En dit het vir my nie sin gemaak nie, maar Ariel is 'n ander naam wat hulle vir Jerusalem gegee het, maar hy het 'n tweeledige betekenis, die woord Ariel. Ariel beteken Lion of God, en dit beteken ook die boonste gedeelte van die altaar, waarop die diere gesit is. Die koperaltaar met ander woorde. Koperaltaar waarop die diere geoffer is. So hy het 'n tweeledige betekenis, en maar Ariel was, omdat die tempel in Jerusalem was, is hierdie teen Jerusalem gerig, maar spesifiek teen die offer wat gebring is. Die offers wat gebring is, wat op daai plek gesit word, en dis hoekom hy sê Ariel, en nie net Jerusalem nie. En dit kry ons in Levitikus 28. So Ariel beteken the city of David, maar dit beteken the Lion of God, en dit beteken die altaar se heath. Nou, so dit is daai gedeelte waar die dinge... Die altaar se wat? Heath. Bogedeelte. Heath. Ja, dis Ja. die boonste gedeelte. Nou, Ja, dis... ja, die vierkantige Ja, gedeelte. kyk, die koperaltaar was so dat hy kon baie hitte verdra en vat. En die offerdier is daarop geplaas. En in Jesaja het ons ook gelees, ek dink is 9 of 6, wat die gerub gaan, of die engel, dan neem hy kole van die altaar. Yes. En dan raak hy Jesaja se lippe aan. Want Jesaja sê, Here, gaan weg van my af, ek is 'n sondige mens. En dan kom die, is dit 'n gerubs? Nee, dit was nie 'n gerubs nie, dit was, kom net gou hierso by, ek dink dit is Jesaja 6. Dis Jesaja 6. I saw the Lord. Ja, Ja, Jesaja, dis 'n seraf. ja, Wat seraf. Wat gekom is met En die dan kom hy gloeiende met kool. 'n tang met die gloeiende kool, en dan raak hy sy lippe aan. Yes. En daarna is hy sommer reg. Want jou lippe kom van jou denkswyse. So as Christus jou denkswyse vul, sal jou lippe wees vol genade, vol heerlikheid, vol Christus, vol waarheid. En so al wat aangeraak moet word is jou sienswyse. En dis waarom as Jesus optree, die ware lam van God, dan sê hy, verander julle sienswyse. Dink anders. Dink dramaties anders. Die koninkryk van die hemele is nie meer ver nie. Dis nou hier, dis nou by ons. Want Jesus se naam was Emmanuel, God met ons. En dit is vir ons nou belangrik. Want waar is hy nou? Naby ons. En dis waarom Paulus sê in Romeine 10, naby jou is die woord. In jou hart, of in jou denkswyse. En in jou mond. En dan sê hy, dis die woord van geloof wat ons verkondig. So, dit is baie mooi hierdie Pastoor Mimpie, jy weet, dat hy nou hierdie offer inbring, en offeraltaar, belangrikheid daarvan. Want nou wat vir my mooi was, daai kole wat nou van die altaar af gebring is, let wel, was nie net soseer die hout wat nou daar gebrand het nie. Dit was die offerdier se bene wat nou verkool is. So dit gaan na die offer toe, die offerdier. Nou wie is nou die offerlam? Die ware offerlam, finaal, en daar's nooit weer daarna
nadat dit volbring is in 70 na Christus, toe die tempel verwoes is, soos Jesus voorspel is, was daar nooit weer 'n tempel gebou, nooit weer offerdiere gebring nie. Want die ware offer, finale offer, was Jesus Christus. So dit is so lekker vir so 'n mens nou hierdie lees dan nou, dat jy nou dadelik Christus sien. Ja, dit maak baie meer sin, want as jy nou die hele hoofstuk lees en jy gaan na vers 13 toe, waar hy sê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. So, dit gaan oor hypocrisy, dit gaan oor Hypocrisy. Jy gee voor om iets te wees wat jy nie is nie. Nou, ons moet onthou in die tyd wat Jerusalem en die tempel in Jerusalem was, het Jode opgetrek van alle rande streke en hulle het gekom vir die jaarlikse offer. Maar dit was, ek wil 'n ander woord gebruik, formeel, en dit was die lantuintjies rondom die offer in plaas van die eerlikheid en die opregtheid, die dankbaarheid van die offer wat gebring is. So dit was 'n hele toetie gewees met al die verskillende offers wat gebring is. Amper soos vandag. So as jy vandag na Israel toe gaan en jy gaan na die feeste en goed wat hulle nou het, dan is daar soveel kultuur daarin wat absoluut niks te doen het met jou aanbidding teenoor God nie. Is allerhande, Die groot ding natuurlik, onthou nou, seëninge was baie belangrik vir die mense. Ek wil geseën wees. Wie van julle wil geseën wees? Amen. Nou mense sal alles doen, uit hulle pad uitgaan, sodat hulle seëninge net nie weggeneem sal word nie. So baie van hulle het die Here nie gedien, omdat hulle regtig die Here lief het, of 'n verhouding met hom gehad het nie. Maar hulle harte was nie by die Here nie. Dit gaan oor die resep wat hulle wou volg. Hulle het die Here gedien en die offers gebring. Want nou, hoekom was daar offers? Want sodra jy nou Sondag. Nou Sondag was om nou jou verhouding met die Here aan te tas. Dit was die 10 gebooie spesifiek gaan oor verhoudinge. God is 'n God van verhouding. Die eerste gedeelte van die 10 gebooie gaan oor jou verhouding met die Here, jou liefde vir die Here en God se liefde vir ons. Tweede gedeelte, jou liefde vir jou medemens. Jy kan dit maar gaan kyk. So, wanneer 'n mens dan nou Sondag is, wanneer jy die liefdesgebod oortree. So jou liefde vir die Here het getaan, of het bietjie opgehou, vir alles hulle ander gode aanloop, gehoreer het met ander gode. Nou, so, dan as jy nou geoortree het, dan verloor jy jou seëninge. Want die seëninge was in die verhouding met die Here, die verbond, die huweliksverhouding. So nou wat het hierdie mense nou gedoen, en wat doen mense tot vandag nog? Ek wil die Here dien, want ek kry seëninge. Of wil ons die Here dien uit ons harte uit, omdat ons lief is vir die Here en sy liefde ervaar? Of wil ek die Here dien, omdat daar voordele vir my is? Vang julle dit? Nou wat hulle gedoen het, as hulle dan nou die wet oortree het, van die Here, dan moet hulle nou 'n offerdier bring. Dan bring hulle die offerdier na die priester toe, en dan die priester nou, moet hy sy hand, die persoon wat nou geoortree het, sy hande op die offerdier se kop sit, en dan gaan die ou se sonde nou, wat hy gedoen het, onthou sonde was om die liefdesgebod te oortree, gaan nou oor op die dier. En dan word die dier, die onskuldige dier, wat nie oortree het nie, vat nou daai oortreding op hom, en hy word dan nou op die koper altaar doodgemaak en verbrand. En die finale offerdier was dan Jesus Christus, en daarna was daar nooit meer nodig om geoffer te word nie. Eenmaal het hy ingegaan met al ons sonde. So hy het die oortredinge van die liefdesgebod heeltemal opgelos. En nou kom ons weer terug na vandag toe, presies dieselfde. Mense wil nog steeds
goeie dinge doen sodat hulle geseën kan wees, nie omdat hulle 'n regte verhouding het met die Here nie. En dan gaan jy baie kerkgenootskappe kry wat daarop gaan ry en sê as jy nie baie geld gee vir die kerk nie, dan sondig jy. Soos geld maak. Soos dit met die offerdiere is wat hulle verkoop het, onthou julle hoe Jesus kwaad geraak. Toe sê hy moenie my vader se huis 'n rowersspelonk maak nie. Toe het hy die tafels omgegooi en die geldtafels van wat hulle die offerdiere daar verkoop, sodat die mense nou gebring het om vir hulle sondes te betaal. Jy sien hoe die priesters van daai tyd, die korrupte priesters, geld gemaak. So, hierdie is nogal belangrik, né, Pastoor Mimpie. Dis baie belangrik. Dat die stad Jerusalem Yes. huisves. Nou ons weet Openbaring sê Jerusalem is die bruid, altaar dis van die ons. aanbidding. Die moderne, of kom ek stel dit so, die ware Jerusalem is 'n geestelike Jerusalem. Die ware tempel nou is 'n geestelike tempel. En wie is dit? Ons. Hy sê in Openbaring 21, die Jerusalem wat van bo af neerdal, soos 'n bruid vir haar man versier. En wie is die bruid van Christus? Sy gemeente. So, is ons lief vir die Here, vir die voordele wat ons kan kry? Is ons lippe oop en sê ons vir alles, sodat ons net voordeel kry, of is ons hart, ons wese, ons essensie betrokke by die Here? Het ons die Here lief uit ons hart uit, al het ons niks nie, en al sou ons niks voordele kry nie, gaan ons nog steeds sê, Here, ons is lief vir U. Vang julle uit ons harte uit. Maar natuurlik, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Moenie eers die dinge soek nie, soek eers die dinge van sy koninkryk, Jesus self. Nou wat vir my mooi is hierso, is soos Piet sê, dit gaan eintlik oor aanbidding, wat uit jou hart uit moet kom. Nou, as ons nou kyk, hoe die mense dit daai tyd gedoen het dit meer gegaan oor die resep van aanbidding. Ja. Jy moet eers dit doen, Die dan moet ritueel. jy dit doen, die ritueel, jou tradisie, jou eerst en dan dit, en dan dit, en dan dit. Nie net dit nie, dit het ook gegaan oor formalisme. Nou formalisme is om formeel te wees, nee. So, as ek nou vir pastoor Jan, jy weet, hy het nou laasweek verjaar, so, as ek nou formeel was met hom. Ek is so bly ek kon daarom verjaar, ek is aan die wegraap. Alhoewel, as ek nou wegraap was, het dit ook 'n wonderlike ding gewees. Snaaks so almal net wil wegkom, né? Hulle wil ontvlug. Het gaan weer daaroor, ek dien die Here as 'n ontvlugting, of dien ek die Here, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, en wat die omstandighede is nie, die Here bly nommer 1. Ja, maar wag nou, as jy nou, soos jy nou laasweek verjaar het, en ek staan nou voor jou, en ek wil jou nou geluk wens met jou verjaarsdag, en ek is nou formeel, en ek sê nou vir jou, o pastoor Jan, ek wil net vandag na jou toe kom, en vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit in groot woorde Ek en dink as groot jy so woorde aangaan, gaan ek en naderhand groot gaan. woorde. Ek gaan naderhand wil moeg raak en dan slaap raak. Want dit is wat die Want jou hart mense is nie daarin nie, ja. Want dit is wat die mense gedoen het Ja. met God. Hulle het na hom toe gekom en o God, ons Vader, en maar hulle En baie harte keer natuurlik, was ver van baie hom. natuurlik om gehoor te word, né? Want Jesus Ja, sê natuurlijk, ook, daar's mense julle hou wat- lang gebede. Daar's sodat mense julle- wat luister en kyk, hoor. Ja, Ja, so, nee, en dit is vir my, dit gaan vir my verder as dit gaan ook vir my oor die aanbidding. Aanbidding moenie wees formeel en dit kan so grappig raak hierdie formaliteit. Nou staan ek een keer daar by die ek wil 'n ander ATM. woord gee vir formeel, Ja. professionalisme. Ja, nou staan ek een keer daar by die ATM, nou staan daar 'n klomp mense nou wat nou so in die ry staan, ons wag nou. En nou is daar 'n persoon wat daar staan, 'n boerepersoon, en nou praat hy soos 'n boer, jy weet, plat, Afrikaans, lekker Afrikaans. En die volgende oomblik kom die dominee daar. Dis sy dominee. En daai selfde persoon wat toe nou met my nou so normale Afrikaans praat, gewone Afrikaans, volgende oomblik,
O ja, dit gaan goed, dominee. Prys die Here. En Jesus sê, lekker ou Jan. Is dit lekker ou Jan? ja. Ja, hierdie Hy het vir my munisipaliteit gesê, is weer lekker ou vol Jan, en nou- gemors vandag, 'n ander woord gebruik. Ja. En En nou maar skielik toe omdat die dominee daar is, nou is dit dominee taal. Ja, Dit formeel. verwonder ek my nogal in die storie. En dan kom daar nou weer iemand anders van 'n ander tipe kerk, wat toevallig ook nou gebeur het. En dan sê hy, prys die Here! Dit gaan goed, broer! Jy weet, en onmiddellik aan die manier van praat, kom jy ook agter wat se denominasie of dominasie dit is. Dit dink ek myself, wat se geaansittery is dit nou hierdie? Kan ons nie net normaal wees nie? Amen. Moet ons nou hierdie taal, hierdie vreeslike ander taal gebruik. Maar mense, kom ons wees plat op die aarde, kom ons wees lief vir die Here en ervaar sy liefde. Kom ons wees normaal. Weet jy, baie keer het ons, as ons mense na die Here toe lei, en dan, jy kan vir hulle bid, maar baie keer het ons vir mense gesê, bid jy self, en vra jy self die Here om in jou hart te eie kom. woorde, en dan hoor jy En die dan mooiste, hoor jy die mooiste opregste. gebede wat uit hulle hart uitkom. Ja. Dis kosbaar. En jy kan sommer ervaar hoe die Here dit geniet. Dis kosbaar. Of wat iets wat uit die hart uitkom, nie iets wat uit ritueel of gewoonte uitkom of godsdienstige oriëntasie uitkom nie. Ja. So, toe hy verjaar, toe het ek nie soos 'n robot Maar voor hoor hom jy, ek gestaan. verjaar nog steeds, hoor jy het gesê ek kan die hele maand Ek verder het so verjaar. gesê. Ek O het nee, so ons is nou weer in die nuwe maand, so dis nou verby, né? Ja. Okay. Maar ek het nie soos 'n robot voor hom gestaan en gesê, pip, Jan Venter, jy verjaar vandag, dis nie wat ek gedoen het nie. Ek het voor sy bed gaan staan en ek het vir hom gesing, as 'n lekker ou Jan, as 'n lekker ou Jan. Dit was Verstaan bietjie jy? formeel, ja. Want dit is wie ek is en dis wie hy is. Verstaan jy? Nou God soek dat ons intimiteit met hom het en dat ons is soos kinders voor hom. Ons is nie professionele Christene wat 'n eer aan ons het nie. Jy kan Ons is altyd voor die Here. denominasie Soos bepaal ons net is. te hoor hoe die Amen. mense praat, veral as nou godsdienstig raak. Yes. Hulle is normaal, maar dan raak hulle godsdienstig. Ag, kom ons kom los daarvan. Weet jy, Jesus het opgetree buite die kerk van daai tyd. Johannes die Doper het uit die woestyn uit moes praat. Want hulle het nie meer die Here binne in die kerkgebou gehoor. Prys die Here, kerkgebou tyd is verby, 2000 jaar gelede al. Hoekom maak ons nou weer van die kerke die plek? Weet jy wat, jy is nou die tempel. En oral waar jy beweeg, in die supermark, waar jy in 'n ATM ry staan, of enige ry, daar is jy die glans van Christus wat skyn, die liefde van die Here. En as jy jou hart met die Here is, gaan jou hart ook by mense wees, want die Here se hart is by mense. Nee. Kom. Amen. So dit is basies die eerste vers is vir my nou nogal dit gee vir my die konteks van die hele hoofstuk van dat wanneer ons voor God nader hom met jou hart uit jou met alles wat jy En het. Jesus is die antwoord, want toe daai koolvuur by Jesaja se mond aanraak, toe hy nie meer in sy dop gekry het nie. Want hy het gesê, Here, hoe sal ek gaan? Ek is 'n sondige mens. Toe raak die Here sy lippe aan, sy mond aan. En toe verander hy. Toe sê die Here weer, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe het hy vrymoedigheid. Toe sê hy, Here, hier is ek. Stuur my, ek sal gaan. Want as ons lief is vir die Here, sal niks ons stop nie. Amen. As jy lief is vir die Here, is jy lief vir mense. Want jy sien mense uit die oë van die Hemelse Vader. Dan is jou bediening nie stagnant nie. Dan is jy nie selfsugtig en dink net aan jouself nie. Dan bedien jy die mense in jou gesin, jy bedien die bure langs jou, jy bedien die mense in jou werkskringe, en almal sal weet, jy preek nie vir hulle noodwendig nie. Jy is dit net vir hulle. Jy is Jesus vir hulle. Jy is liefde vir hulle, want sy krag werk in jou en deur jou, en dit is liefde. Okay. Goed, kom ons gaan aan met vers 2. Ek is nog steeds by vers 1, kan jy dit glo? Voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kring loop
volbring. Is asof die Here sê, gaan julle nou maar aan. Gaan julle nou maar aan met julle feeste, wat julle hou jaar vir jaar. Ja, die Here noem op 'n stadium, hy sê julle feeste, maar eintlik is dit die Here se feeste. Maar hulle het die feeste, hulle feeste gemaak en die Here uit die feeste uitgehaal. En die feeste is tydgebonde, stem julle saam? Sekere tye. Nou, in die nuwe bedeling het tyd verdwyn. En want die ewigheid het ingetree. Daar's geen afstand nie, daar's geen tyd meer nie. Want Christus is nou waar? Binne in ons. Jesus sê die koninkryk van die hemele kom nie met sigbare tekens nie. Want die koninkryk van die hemele is binne in julle. Het dit klaar gebeur? Ja. Sê amen. Amen. En as hy binne in ons is, lê liefde binne in ons en dan leef hy homself uit deur ons. Nou hier is die geheim. Hier is ook die openbaring vir jouself. As jy nie van mense hou nie, en jy wil altyd wegkom van mense af, is jy nie in die bediening nie. Hy het ons almal geroep vir voltydse bediening, en die bediening van versoening, van eenheid aan ons toevertrou. Sy krag van liefde is in ons en deur ons, en wanneer ons daai liefde ervaar, wat die Here vir ons het, en ons vir hom, en jy kyk na mense, dan sien jy hulle uit die oë van die Vader. So lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gegee. En daar is jou bediening. Jy het nie 'n preekstoel nodig of 'n gebou nie. Jy is die gebou. Jy is die tempel van die Here, ek en jy. En nou, hy het ons lippe aangeraak met die vuur van sy liefde. Kyk wat is jou groot verskil, Ja. né? Hier word die feeste gehou en is iets wat buitekant gehou word. Ja. Alles word buitekant gehou en alles wat die mense doen, moet hulle buitekant doen. Nou, nadat Jesus gekom het, is die feeste binne in ons. Want hy is die Here van die feeste. Amen. Ja. So dis nie meer daai uiterlike, jy moet dit omhang en jy moet dit opsit en Dis jy nou moet juist dit hierdie feeste, bysit en die alles. waarneming van die sogenaamde feeste, Precies. wat hierdie wegrapings ding nou so opgeblaas het, want dis nou die feeste van die wegraping, en toe word almal die herrie ingejaag. Is so jammer dat mense mense is so naïef. Ek hou van hierdie nou oor hierdie hele storie van hierdie hele, wat noem ons dit? Oragel. Wat is die regte woord? Oragie van hierdie wegraping. Nou is hierdie een vrou wat praat toe met hierdie een aanbieder, nuusaanbieder in Afrikaans. En die vrou is 'n kenner op die media. Hierdie uitsaai media. Sy het 'n wetenskaplike graad, doktorsgraad dink ek, ontwikkel daarmee. Nou verduidelik sy dit vir die mense. Sy sê dit gaan alles oor kyke. Hoe meer kyke daar is, hoe meer geld is daar. Dit gaan oor kyke en geld. En dan speel hulle op die mense se gevoelens en probleme en sy emosies. Want hoe meer kyke, hoe meer geld kom daar los. So, toe kom hulle agter, hoe meer vrees daar is in spookstories, hoe meer kyke is daar. Die goeie nuus kry baie minder kyke. So as jy wil geld maak op die media, moet jy kan baie sensasioneel wees. Wild goed, skokkende goed. En hierdie nuus ou sê ook, hierdie een spesifieke befaamde sanger, wat nou so oor die wegraping aangegaan het. Hy sê, wow, het ons daarom nou, toe ons dit hanteer het, baie kyke gehad. Hy sê, ons het goed gedoen. Hy sê, ek weet, ek het baie van hierdie ouens. Kan julle sien waar gaan? Toe kom sy, toe sê sy, mense leef in algoritme babbels. Hierdie algoritme het iets te doen met sienswyses. En hulle speel daar. Jou foon is baie oulik, het jy dit geweet? Hulle noem dit 'n smartphone. Hy is regtig smart. Hy kom baie gou agter Jy kyk dit en jy wat kyk jy dat. kyk.
Ja. En weet jy wat doen die foon van jou? Daai Hy gee smartphone. vir jou al meer van Hy dit. gee jou al hoe meer van wat jy kyk. Yes. En dis waarom hierdie ouens het so nou weggehardloop in die wegraping. Dan as hulle hulle foon oopmaak, poef, nog meer oor die weg gaan. Oh, die Here praat met my. My foon, die Here praat met my. Meantime is hulle in die bubble. Van die algoritmes. Hulle is nie, nou watch nou jouself op. Waarvan jy like, jy gaan al meer daarvan op jou foon kry. Want jy het wat se foon het jy? 'n sogenaamde smartphone. So jy beland in 'n algoritme. Ek hoop ek trek daai woord. Algoritme bubble, 'n bubble. Jy leef in 'n bubble. Jy leef in 'n dwaase, valse wat is die ander woord? Bubble. En dis wat met hierdie ouens gebeur het. En weet jy wat? Nou kom ou Salomo. Nou sê hy uitgestelde hoop maak jou siel siek. Hy sê dit. Ek weet nou nie wat skrif het wat is meer nie. Maar in elk geval, hierdie ouens wat so in hierdie algoritme balbel is, raak sielsiek. Want hulle bly in die toekoms kyk. Hulle het nog nooit gevang dat Christus is reeds 'n werklikheid nie. Christus is binne in ons. Kom nou mense. Nou heeltyd, ek wil Jesus sien, Jesus. Jesus sê ek is by jou, ek is in jou. Lees my woord. Neem my woord in, my woord is ek self. En die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid. Kom nou mense. Wat sy woord? Ritme, babbel is jy. Kom ons wees in Christus se liefdes babbel in sy waarheid. En kom ons kom uit hierdie ander nonsens uit. Pas op waarna jy kyk, waarna jy luister. Moenie van jou ore en jou oë asblikke maak nie. Dis hoekom hy sê in vers 2. Dan sal ek Ariel benoud maak. Daar sal geklaag en geklag wees en dit sal vir my soos Ariel wees. Die Here sê ek gaan besoeking bring oor al hierdie aansittery van julle. Ja. Want julle doen allerlei goedjies aan die uiterlike, maar binnekant is julle ver van my af. Noem dit eintlik baie mooi. Hy sê Ja. uit jou mond sal jy geregverdig of vrygespreek word en uit jou mond sal jy veroordeel word. So eintlik bring baie mense 'n oordeel oor self. So hierdie ouens wat nou salk oor die wegraping wat nou nie plaasgevind het nie en vir almal nou moet jammer sê. Hulle salk nou, né? En hulle het dit oor hulle self gebring, is ek reg? Yes. Ja. Vers 3. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan en jou met wagposte beleer en skanse teen jou oprig. Is nou nog steeds die oordeel van die Here. Dan sal jy diep uit die grond uitspreek en op 'n dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom. Asof die Here sê, ja, jy wat so gestaan en gesê, ho. Ek dink nou aan die fariseer wat in die tempel gestaan het en so gebid het, so met 'n aansittery uitgestaan en hy het gesê, Ja, hy het so op sy bors geslaan. Ja, hy sê, ek dank U dat ek Is nie beter as hierdie farisee of as hierdie tollenaar. tollenaar. Yes. Ja, die tollenaar het opgestaan en gesê, en hy het nie eens opgekyk nie, hy het afgekyk Sê, en Here, gesê, wees my genadig. genadig. Ja, Yes, amen. mooi gesindheid. Yes. Toe staan die fariseer op en sê, Here, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie, maar hy slaan op sy bors. Spog met wie hy is. Okay. Hy sê, dan sal jy diep uit die grond. Bravade, né? Hierdie ouens wat so vol bravade is. Met hulle godsdienstvra. En op dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom. Dis asof die Here sê, ja, jy wat so groot bek gehad het, né? Jy gaan. En almal die harnas ingejaag het met die Jy sogenaamde gaan nou wegraping. met 'n gesig hier onder uit die aarde uit gaan jy. Besin het eers so gebrand. Wah. Maar God maak vir baba bang. Wah. Nou hier uit die stof uit onder. Hy sê en jou stem sal uit die grond opkom soos die van die gees van 'n afgestorwene en uit die stof van jou woorde sal dit piep. Okay, goed. Piep piep. Yes, as wah. Nou is dit piep piep. Okay. Nou, is my interessant wat hy sê, die gees van 'n afgestorwene, want hy praat van geestelike dood. Ja. Geestelike dood. As jy geestelik dood is, kan jy net piep, piep. Almal wat wag vir iets om te gebeur.
is uitgestelde hoop, maak jou siel siek. En dit maak jou eintlik siekte bring dood. Stem julle saam? Maar hy wat sê, dankie Here, ek het ontvang. Geloof is so mooi. Geloof is, sê, dankie, ek het klaar ontvang. Jesus sê, as julle staan en bid, glo dat julle reeds ontvang het, en dit sal so wees. So wanneer ons glo dit het klaar gebeur, wat Jesus gesê het, en die koninkryk van die hemel is binne in ons, en die koninkryk, en die koning van die koninkryk is binne in ons. Hy is die Here van die feeste. Al 7 feeste is binne in ons. Ons vier fees hier van binne af buite toe. Ons is nie uitgestelde hoop en wag dat iets moet gebeur nie. Wag om bly te word nie. Wag om gelukkig te wees nie. Ons is klaar gelukkig. Ek weet nie, ek voel nie gelukkig nie. Wel, dan weet jy die woord begin lees en praat met jouself, uit die mond bely jy tot redding en tot oorwinning. Romeine 10. Begin vir jouself sê, God sê ek is gelukkig, daarom is dit die waarheid, ek is gelukkig. Wie stem saam, praat God die waarheid? Het hy klaar die werk gedoen? Yes. Jesus. Het hy dit voltooi? Jy's amen. So waarom sê jy ek is ongelukkig? Nou vers, ek skiep net so klein bietjie, ek gaan nou teruggaan, maar ek gaan net gou na vers 8 toe. Wie van julle het al gedroom? Jy sit by 'n tafel en jy is so dors en daar's die lekkerste koeldrank of 'n vrugtesap en jy drink en jy drink en jy drink en dan word jy wakker en dan sê jy, ag nee man, dit was net 'n droom, ek is nog steeds dors, né? So dis wat hy hier sê, is wat hierdie mense sal ervaar. En soos 'n hongerige droom dat hy eet. Ja, en jy droom, maar hy word wakker en sy siel is leeg. Yes. Is oulik, ja. En hy's moeg en sy siel versmag. So sal die menigte van die nasies weet. Dis nou vers 8. Wat oorlog te trek teen die berg Sion, berg van aanbidding. So as jy die aanbidding aantas, dan moet jy verwag dat die Here gaan die judgment in Afrikaans. Die oordeel. Die Want oordeel. Kyk, aanbidding is jou persoonlike verhouding met die Here. Dis daai ervaring van sy nabyheid. Hy's binne in jou. Dis nie 'n Here, ag wil jy nie my help nie, of Here, waar is U nie? Nee, jy verklaar en sê, Here, U is binne in my. U het die werk voltooi. Alles is klaar afgehandel. Dankie Vader, daar's geen afstand tussen my en U nie. Dit is wat uit ons monde moet kom. Ja. Waar is nou vers? Nee, ek gaan nou net weer terug na vers 5 toe, want ek het hom nog nie gelees nie. Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegvaai. En dit sal heeltemal onverwags gebeur. Vanweë die Here van die leerskare sal jy in genade besoek word met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en vlam van 'n verterende vuur. Hier praat hy weer hier dieselfde taal as wat Jesus dan ook gebruik het in Jesaja, Matteus 24, toe hy gepraat het van die verwoesting van die tempel in Jerusalem. Ja, okay. Vers 9, vertoef en verwonder julle, wees blind. Vers 7 het jy nou oorgeslaan. Of jy het hom klaar soort van behandel, né? Ekskuus, ek sal teruggaan na 7 toe as jy wil. En soos 'n droom, 'n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees, wat oorlog te trek teen Ariel, ja, almal wat teen hom oorlog te trek, en teen sy bergvesting en hom benoud maak. Onthou nou, Ariel beteken die offer, aanbiddingsplek, die altaar. En die offeraltaar is die middelpunt gewees van die verlossing van sonde toestand, of wat jy liefdesgebod oortree, wat die dier dan nou die plek inneem. So wie het nou die plek ingeneem? Die ware offerlam, Jesus Christus. En hoeveel keer het hy dit gedoen? Net eenmaal. Okay. Nou wil ek teruggaan na vers 9 toe. Vertoef en verwonder julle, wees blind en verblind. Hulle is dronk, maar nie van wyn nie, hulle waggel, maar nie van sterk drank nie. As jy in, wat sal ons dit noem? Kom ons noem dit vormgodsdiens. As jy in vormgodsdiens is, met ander woorde, dis uiterlike godsdiens, dis 'n
mind godsdienst. Niks met jou hart te doen. Ja, jy's in dis hierdie- alles in jou kop. Dis Ja. 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. Jy's in hierdie spesifieke babbel Yes. van geloof. Kyk hoeveel miljoene kerke is daar vandag. Organisasies, kerkorganisasies. Ek het, van dat ek klein af is, kon ek dit nog nooit verstaan nie, tot vandag toe nie, maar ek dink tog moet mense dit verstaan. Almal is in hulle eie algoritme, babbel van sienswyse. En die een klomp stem nie saam met die ander klomp nie. So nou kom die arme ou wat nou Jesus aanneem vir die eerste keer. Sê nou maar hy kom uit moslim geloof uit of uit daai geloof uit. Nou is die ou se eerste grootste krisis. By watter kerk moet ek nou wees? Weet jy wat? Ek sê kom ons beweeg uit die kerkpolitiek uit, buite die kerk, vind Jesus in sy woord, die Heilige Gees lei in die volle waarheid, dis die ware kerk. Ek wil my nie meer verbind aan enige kerkpolitiek of kerk sogenaamde organisasie nie. Ek dink dit het tyd geword weer dat ons buite die kerke werk, want die meeste mense is in elk geval buite die kerke. Minder as 1% mense van die samelewing gaan na Sondagse kerkgeboue toe. So wat van die res? Dis die veldmense. En hoe bereik ons hulle? Deur die liefde van Christus. Bedien hulle. Jy het nie 'n gebou nodig nie, jy het nie 'n preekstoel nodig nie. Wees jy dit net vir hulle. So hy sê hierso in Jesaja, as jy in die vorm godsdiens is, dan is jy soos iemand wat blind is, maar nie van wyn nie. Jy waggel, maar nie van sterk Jy's drank nie. beïnvloed met daai. Jy is in 'n diepe slaap, soos hy sê. Ja. Jou oë is toegesluit en jy kan nie mooi sien Jy's in nie. 'n babbel. Ensovoorts, ensovoorts. Ja. Kom ons gaan gou na Romeine toe. Romeine 12 vers 1. Hy sê ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle liggame offer stel as 'n lewendige, nie 'n Heilige. dooie nie, heilige en aan God welgevalle offer. Ja. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie maak soos wat die ander mense maak nie, maar word verander deur die Jy kan vernuwing amper sê, van jou moenie gemoed. verval in 'n algoritme babbel nie. Yes. Laat die woord jou vrymaak, laat Jesus, die Heilige Gees, jou in die volle waarheid lei. Maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. En dan sal jy weet en beproef wat die goeie, welgevalle, volmaakte wil van God is. Pragtig. So as jy waarlik aanbid en jy's waarlik eerlik met die Here, dan sal jy nie soos hierdie ouens wees wat nie kan sien en nie kan hoor nie. Jy sal die stem van die Here reg hoor. Amen. Amen. Jy sal nie En dronk dis wees. van binne. En In die jou stem kop van die nie. Here kom nie van buite af nie. Yes. Dit kom nie via die media Yes. of jou foontjie nie. Dit kom van diep binne in jou. En omdat jy die woord ken en die woord liefhet en die Bybel lees vir jouself. Hou op om te luister wat ander mense sê van die woord. Lees dit vir jouself. Vergelyk skrif met skrif. Dan gaan jy naderhand snap en jy gaan begin verstaan en die Heilige Gees is die een wat jou in die volle waarheid lei. En dan ontsnap jy uit hierdie babbel uit, hierdie godsdienstige babbel waar baie mense in vasgevang is. Vers 11. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van 'n verseelde boek. Met ander woorde, as jy bly vasthou aan die vorm godsdiens, dan is die Bybel vir jou 'n verseelde boek. Jou wandel met God bly vir jou 'n verseelde boek. Jy verstaan dit nie, jy weet nie waarvan die Here praat nie. En iemand sê vir jou, lees dit tog, maar jy sê ek kan nie, want dit is verseel. Maar hy wat by God is, kan dit lees. Ek bid dat die babbels gaan bars. En dis hoekom hy in Efesiërs Almal die vry. gebed Ja. bid, sê Ja. Paulus, Ja. dat julle oë kan oopgaan sodat julle kan sien Ja. wat die hoogte, die diepte, die breedte. Efesiërs 3 en dan Efesiërs Efesiërs 1. 3 en Efesiërs 1. Open jou verstand, ja. Ja, hy maak die oë van jou verstand oop sodat jy kan sien. En die Jy ontsnap uit daai yes. babbel uit. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie met die woorde en sê lees dit. Hy sê maar ek kan nie lees nie. En die Here sê, okay, Dis vers 13. vers 13. Hoekom kan jy dit nie lees nie? Omdat hierdie volk nader kom
met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe. Hulle is vasgevang in hulle godsdienstige oriëntasie en daarom praat hulle dit en hulle dink as hulle dit doen, nou is hulle deel van die Here. En die Here sê, maar ken julle nie. Jy sien, kom ons kom uit hierdie babbels uit. Kom ons ontsnap uit ons sienswyses uit, wat verkeerd was. Ek wil amper soos ou Dr. Phil wees sê, het dit vir jou gewerk tot hier toe? Het jou sienswyse wat jy het vir jou gewerk? Sê nee, dit werk nie. Wil jy nie maar jou sienswyse verander nie? Jesus kom en hy begin dit. Johannes die Doper maak die pad van Jesus oop. Hy sê, eerste woorde, bekeer julle, daai woord metamoia, Griekse woord. Verander jou sienswyse, dink anders. God is nie ver nie. God is nou hier. Sy koninkryk is hier. Mense, dit is 2000 jaar gelede al. Sy koninkryk is nie net hier nie, is binne in ons. Jesus kom en hy sê dit uiteindelik. So waar vind jy die Vader? Waar vind jy jou verhouding met die Here? Binne in jou. Deur sy woord. So, as jy het genoem van aanbidding. Dit is so belangrik om die hele tyd in gebed te wees. Neem jou toevlug die hele tyd en spandeer tyd in God se teenwoordigheid. Maar maar hoe, ek weet nie hoe nie. Wel, dit is so maklik eintlik. Vat byvoorbeeld net ons sonnagoggend is 5 minute gebed wat ons uitstuur. Daar's woordeskat. Daar's wat vir jou kan gee. Jy kan dit, ek stuur dit vir jou op jou foon. Dan kan jy dit luister, dan kan jy dit self begin doen. Nie my voorbeeld net volg nie. Volg Jesus se voorbeeld. En laat die woord met jou gesels. Luister hoe jy self die woord van die Here oor jou lippe bring. En wat 'n tipe woord bring jy oor jou lippe? Nie toekomstige woord nie. Woord wat klaar gebeur het. Sê dankie Here, dit gaan goed met my, want U is binne in my. Die Here is my herder, niks ontbreek my nie. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Ek is gelukkig, ek is bly. Filippense 4, ons sing daai liedjie. Ek is bly, bly, bly. Christus maak my vry. Hoe gaan daai liedjie nou weer? Ons sing hom ons so in beurtsange mos. Hoe gaan daai liedjie nou? Is ek nou van die map of so? Ja, jy het nou 2 songs opgemix, maar dit maak nie saak nie. So, sê vir jouself ek is bly. Nou staan jy op in die oggend en sê ek is nie bly nie. Ek het geen rede om bly nie. Die water is alweer minder. Die krag is alweer af. O, hulle het nie die veiles weggeneem nie. En die joel loop in die straat. Ek het niks om oor bly te wees. Mense, jy het alles om oor bly te wees. Want blydskap kom nie van buitekant af nie. Blydskap kom van binne af. En jy het dit klaar in jou. Spreek net die woord. Sê almal, spreek net die woord. Wat kom uit jou mooi mondjie uit? Laat dit woord wees, laat dit Jesus wees. Jesus sê as jy staan en bid, dit is Markus 11, glo dat jy reeds ontvang het. Ek gee nou die nuwe vertaling, nogal die nuwe Afrikaanse vertaling. Baie mense gooi hom weg. Weet jy wat doen ek met al die vertalings? Daar's so baie vertalings, dat die Heilige Gees jou in die volle waarheid lei. En dan vat jy al die vertalings en lees dit, die Heilige Gees lei in die volle waarheid, dan kom jy agter die tydplekke is party vertalings meer korrek as ander vertalings, want die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid. En hierdie ene is spesifiek goed in Markus 11, waar Jesus sê, hy praat van die geloof wat berge verskuif, en dan sê hy, wanneer jy staan en bid, glo dat jy reeds ontvang het. Dis die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, die ou vertaling sê, wanneer jy staan en bid, glo dat jy sal ontvang. Nuwe vertaling sê, glo dat jy reeds ontvang het. So as ek sê, Here, ek wil bly wees. Dankie Here, ek het ontvang. Dankie Here, ek glo ek het reeds ontvang. Dankie, ek het alle rede om bly te wees, want Jesus is die offerlam wat geslag is vir my. Hy het my verlos. Dankie Here. En nou offer jy dank. Dit is vir my so mooi om dank te offer. Amen. Praat nou hier van die offeraltaar. Amen. Kom ons offer dank. Selfs al jy niks om oor dankie te sê nie, dan sê jy dankie. En jy begin ervaar hoe daai dankbaarheid so in jou opwel. Dis 'n groot krag, mense. Goed, waar is jy nou, Pastor Mimi? Ek Is jy nog hier in die klaskamer, né? Yes. Okay. Ek wil net hierso lees in Esegiel. Hy sê, as jy 'n hart van klip het, nee, dan is jy in die vorm godsdienst. Maar hy sê, ek sal aan julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees,
en ek sal die hart van klip uit jou vlees verwyder en jou hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel, my verordeninge kan hou en dit doen, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Pragtig. Amen. Baie mooi. Nou, ons is hier so in 29, Waar is ons nou? vers 13. Vers 13. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my afhou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Is aangeleer. Is 'n gewoontetjie wat jy aangeleer het. Nee. Kom nie die hart uit nie, dit kom nou uit die Ja, is 'n gewoontetjie wat jy aangeleer het. Daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en 'n wysheid van 'n wyse manne sal vergaan. Hallo, die wysheid van die wyse manne sal wat? Vergaan. Die mense wat met hulle koppe God aanbid en sê 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. En die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wie hulle wat planne diep verwerf vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O, julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Amen. Ja, dis wanneer jy wil slimmer raak as die Here. Jy raak slimmer as jou skepper. Amen. Jou skepper het jou gemaak. Kom ons kom terug, wees kinderlik, vat die Yes, woord, lees dit amen. kinderlik, en sê, Here, wat die woord sê is wat die waarheid is. En die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. Vers 17. Sal dit nie nog 'n kort rukkie duur dat die Libanon in 'n vrugteboord verander word en die vrugteboord vir 'n bos gereken word nie. En in die dag sal die dowes skrifgeleerdes hoor en uit donkerheid en Of die duister dowe skrifwoorde hoor. skrifwoorde Ja, hoor. jy het sy skrifgeleerdes hoor. Skrifwoorde hoor. ja. Ekskuus tog. Nee, toe maar. En uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien. Wow. I was blind and now I can see. Goed. Maar dit het betrekking op vers 19. Die ootmoediges Ootmoediges is sagmoediges, hulle wat sal vreugde op vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Want klaar is dit met die tiran, gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedag is. Hulle wat 'n mens as sondaar brandmerk, terwille van 'n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. Daarom, so sê die Here van die huis van Jakob, hy wat Abraham verlos het. Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie. Want as hy, as sy kinders, die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my naam heilig. Ja, hulle sal die Heilige van Jakob heilig, en vir die God van Israel met ontzag vervul wees. hierdie alles verwys my na Jesus, en Jesus se optrede, en Jesus is die oplossing. En dit is eintlik pragtige, as jy, ons sien, ek weet nie julle nie, maar as ek Ou Testament lees, dan sien ek oral Jesus, Jesus, Jesus. Vers 24. En hulle wat dwaalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem. Praat alles van hulle wat ootmoedig is, hulle wat hulle self verneder onder die kragtige hand van die Here. Ja, en Jakobus, vir hulle sal al vreugde wees, Ja. en hulle kan ingaan in die vreugde van en hulle Jakobus Here. sê vir ons ook dan in die Nuwe Testament, ontvang met sagmoedigheid, met ootmoedigheid, met ander woorde, die ingeplante woord, en die woord is Jesus, wat in staat is om jou siel, denke, gedagtes en gemoed te red. Griekse woord sozo beteken gesond te maak.
As die woord jou kop gesond maak, gaan jy gesond kan leef, gesond kan praat. Gaan jy nie mense in die harnas injaag nie, gaan jy vir mense 'n blessing wees. Jy's 'n blessing op pad om te gebeur. Sê amen. Nee. Ek sê amen. En julle sê amen. Pastoor Mimpie, ons is klaar. Ja, is Maar ons jy tyd- wil nog 'n laaste, jy het nog so 'n paar minute. is ons tyd op. Laaste stywer in die ambeers, wat sê hulle? Gooi. Nee, is reg. Is jy reg? Ja, kan jy vir ons afsluit? Vader, dankie vir die woord. Yes. amen. Dankie Here dat ons voor U kan staan as kinders. As mense wat besef dat U Here het die uitspansel gemaak. U is ons skepper. Ons is maar net die skepsel. Dankie Here dat ons weet dat hoe U ons gemaak het, is vir ons goed genoeg, Here. En die feit dat ons U kan aanbid, dis vir ons genoeg, Here. Ons dankie Here dat ons onsself kan nederig hou onder U kragtige hand. En ons weet, Here, U sal ons in vreugde lei en U sal altyd met ons kan praat, Vader. Want ons ore is oop om U stem te hoor. Amen. Amen.